kostbaar is die bloed eens gestort, vir die mens met sonde besmet. Dierbaar is die sterk seun van God, net sy dood alleen kon ons red. Al is ek so ver afgedwaal, en my hart vol sonde en vrees, o was my in die bloed van die lam, ja en witter dan sneeuw sal ek wees, ja witter dan die sneeuw, ja witter dan die sneeuw, was my in die bloed van die lam, o ja, en witter dan sneeuw sal ek wees. Hy die doringkroon zwaar gedra, en die kruis het hom laat beswy. Al skandelijk veracht en verslaan, maar hy het sy doel toch bereik. Mag ek die fontein ook ontmoet, waar ek my kan was hier beneden, o was my in die stroom van sy bloed, en witter dan sneeuw sal ek wees, ja witter dan die sneeuw, ja witter, oh ja dan die sneeuw, was my in die bloed van die lam, o ja, en witter dan sneeuw sal ek wees. Vader, ek was ver van u geskei, en my hart was dikwels ontrou. Vreeslik lyk my sonde vir my, en daar is niks wat my kan behou. Jesus, u is toch die fontein, en op u belofte kom ek nou. Ja, was my in u bloed, maak my rein, halleluja, en witter dan sneeuw sal ek wees. Ja, witter dan die sneeuw,
Halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied. Soos in die hemel net so ook op die aarde. Dankie Here Jesus, dat ons deur U tot die Vader kan gaan. En dit is alles moontlik, omdat ons deur die bloed gekom het. Eer U in hierdie dag, vir die bloedoffer wat U vir ons betaal en gebring het. Deur U bloed het U betaal vir ons redding. Betaal vir ons verlossing en vrymaak. En daardeur is ons duur gekoop deur die bloed van die lam. Ons eer U in hierdie dag, dat ons weet, ons kan geen oomblik sonder die bloed van die lam beweeg. Ons kan geen oomblik sonder die kruis beweeg. Halleluja. En ons dank U ook vir die bloed van die kruis. Afgeloop het en gedrup het op hierdie aarde. Ons eer U, dat ons wat stof is van hierdie aarde, dat ons kan die bloed van Jesus opneem in ons lewens, sodat ons waarlik vry kan wees. Skoon gewas deur die bloed van die lam. Dankie daarvoor. So wil ons saam bid in hierdie oomblik. Here Jesus, dat ons weet dat deur U wonde is daar genesing. Maar uit dieselfde wonde het U net genesing gekom nie, het U bloed gevloei tot redding van die siel. Ja, duur gekom deur die bloed. O, halleluja. U moes die wonde opdoen, sodat die fontein van bloed kan oopgaan. Sodat ons kan was in die bloed van die lam. Baie, baie dankie vir hierdie reiniging deur die bloed, wat ons vry maak van die sonde, en ook die sonde wegneem. Halleluja. Ons wil U eer en loof en prys, dat U nie net die sonde wegneem, maar dat U ook die siekte van elke ene wegneem, deur U wonde waardeur die bloed gevloei het. Baie, baie dankie vir volmaakte goddelike genesing, in die naam van Jesus Christus. Halleluja. Wil ons elke krankheid bestraf, en ons wil elke ene dat vry word deur die wonde van die Here, van elke siekte en deur die bloed. Verheerlik U in die genesing van elke ene wat na U vra vir genesing. Dankie Here dat U die werk doen. So dank ons U dat ons kan saam bid vir elke een wat 'n gebedsversoek het, en ons wil die Here net eer in hierdie oomblik. Dat ons weet, wanneer ons bid vir mekaar, dat die Here die werk doen. Wanneer ons saamstem, wanneer ons bid vir iemand, sal dit ons gebeur val van ons hemelse Vader. Daarom eer ek U, dat U elkeen wat 'n gebedsversoek waarlik antwoord en 'n wonder laat gebeur, en ons prys U daarvoor. Weereens bid ons vir reën. Here, ons weet, in ons land is daar nou baie plekke wat reën dringend nodig het. As plekke wat al lank droog is, maar ons dank U, dat U in die woord gesê het, ek gee reën aan die goeie en die slegte. Here, maar dit wat U gee, dit moet ons ook vra van. Want Here, as ons nie vra nie, dan is dit 'n teken, ons het dit nie nodig. Dankie, dat ons elke keer kan saam bid vir reën. Hier in ons land, buurlande, reg oor die wêreld waar mense bid vir reën. Here, ons bid saam met hulle. En ons weet die Here
sal dit laat gebeur. Verheerlik u naam daarin en ons prys u ook daarvoor. Halleluja. Dankie dat ons ook na u woord in hierdie dag kan luister. Dankie dat ons aan die tafel kan sit. Dankie vir 'n voorreg om te eet van u vlees en te drink van u bloed. Baie, baie dankie. Here, dat ons weet die krag van die woord, lê in die bloed. En dis hierdie bloed wat so kragtig is. Here, wat ons gered het. Baie, baie dankie dat u dan ook die woord wat sal volg, sal seën elke hart en laat elke oor sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ja, dat elke oor met die bloed bestryk sal wees, sodat hulle die waarheid van die woord sal kan inneem en nie weerstand bied teen die waarheid. Baie dankie dat u dit dan ook so doen. Baie dankie, Here, ons wil nou u seën afbid en ons wil dankie sê vir die brood. Halleluja. Here, u het eers gedank, u het u die brood gebreek en ons dankie dat die gebed wat u daai dag gebid het, toe u gedank het voordat u die brood gebreek het, is nog steeds geldig vir ons. Dit sê u woord, dit kan nie verouder nie, dit kan nie verdwyn nie. Maar eer u dat ons kan dank oor die brood van die lewe, want dit is die voeding van ons siel. Laat ons dit dan gedurig eet en ons sal versadig word uit u woord. Halleluja. So bid ons dan ook oor die beker, sê baie dankie vir die beker, u het oor die beker ook gedank, sê dit is u bloed in die Nuwe Testament en ons dankie. Dit geld nog steeds vir ons en daarom eer ons u vir u bloed, die bloed van die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament is in u bloed. Here, alles kom deur u bloed en ons eer u daarvoor. Dat die bloed van die Here sal werk in elke lewe, soos wat dit nodig is, sodat elkeen skoon en rein kan word deur die kosbare bloed. Dankie, Here, dat u die werk gedoen het en dat ons van die tafel kan eet en kan drink. Dankie vir hierdie voedsel. Prys u daarvoor in die wonderlike naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie dag saam te wees. Ek is pastoor Flippie Gerber, telefoonnommer is 082-874-1705 en ons eer die Here dat ons so saam aan die tafel kan sit. As jy saam met ons die tafel van die Here wil geniet, kan jy gerus vir u die tafel dek en ons weet dat die Here sal ons dan so saam seën rondom die tafel van die Here. Halleluja. Die Here het met my gepraat oor sy tafel. Ek wil vandag vir u iets sê. Wanneer dit kom by die tafel van die Here. Die woord van die Here sê in 2 Petrus, en ek wil dit vir u lees. In 2 Korintiërs, die 11de vers, ek wil dit net vir u, die 11de hoofstuk. (2 Korintiërs 11). Hy sê die woorde, en ek wil dit gebruik hier by die tafel van die Here vandag. Hy praat van die valse apostels, die opskrif. Hy sê die 3de vers, waaruit bestaan die valse apostels, en met baie mooi luister. Hoe reageer, of hoe tree die valse apostels in die kerk, en baie van hulle staan op die kansels. Die woord van die Here sê die volgende, maar ek vrees dan, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, die hele sinne ook miskien bedorwe kan raak, bevreemd van die opregtheid
teenoor Christus. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig, as wat ons verkondig het, of 'n ander gees ontvang het, as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle heel dit goed geval. Dit meen, as iemand anders iets kom doen, anders as wat die normale is, soverre die tafel van die Here aangaan. Dit geval is, kyk hoe pragtig het hulle hier die nagmaaltafel gedek. Wat het die Here daarmee te doen? Here wil in julle weelde by die tafel van die Here sit. Nadat Christus in sy eensaamheid sy bloed gestort en aan die kruis gesterf het vir my en vir jou. Daar's twee dinge waarvoor daar vandag tafels gedek word. Die een is vir die nagmaal en die tweede een is wanneer daar mense gedoop word. Maar daar word geen tafel gedek vir die bloed van Jesus. Dis waarom die woord sê. Ek vrees dan, net soos die slang deur Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle besinne ook miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid van Christus, maar teenoor Christus. Die Engelse Bybel sê, vervreemd, hy praat van die woordjie simplicity of Christ. Dit meen die eenvoud van Christus, waar die Here Jesus op die tafel soek vandag, is sy bloed en sy liggaam. Hy soek nie blommetjies nie, hy soek nie opgemaakte goed en vrugte en alles moet nou wonderlik wees. Dis nie hoe die Here Jesus gesterf het. Maar julle maak hierdie vleeslike vertoning om mense te trek, en dan maak julle van hierdie mense, julle dink julle maak van hulle disippels, maar julle maak van hulle erger kinders van die hel as julle self. Kom terug na die eenvoud, en ek gaan nou vir u verduidelik wat die eenvoud van Christus is. Halleluja. Hy sê in Korintiërs 11, ek wil dit lees, want toe die Here met my daaroor praat, was ek geskok gewees. Uit die woord. Halleluja. Dis waarom mense dink, as ek hard praat, ek skreeu nie. Ek is ernstig oor die woord van God, en ek is ernstig oor die simplicity of Christ, die eenvoud van hierdie evangelie, die eenvoud van die tafel van die Here, die eenvoud van die doop, die eenvoud van die reddingskrag in die bloed van die lam. In Korintiërs 11. Paulus sê die woorde, die 23ste vers, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Dit is baie interessant, hierdie mooi gedekte tafel. Halleluja. Hierdie tafel, en die gebruik daarvan, word nie meer gedoen tot die gedagtenis van die Here, want die gedagtes van die mense word nou gevange geneem deur hierdie wonderlike tafel wat gedek is.
'n skouspel. Dis wat Christus vir die wêreld geword het. Hy het 'n skouspel geword. Paulus sê, ons het 'n skouspel vir hierdie wêreld geword. En nou kom die kinders van die Here en hulle maak van die tafel van die Here 'n skouspel. En hulle dink, hulle sal daardeur geregverdig word, hoor nie. Ja, maar ons kan nie afsteek by die ander kerkgenootskappe nie. So wat soek jy? Jy soek eer. Jy soek verhewendheid bo die ander. Met die tafel van die Here. Ek dink, as die Here Jesus vandag gelewe het, sou hy in hierdie kerke ingestap het met hulle mooi tafels, wat gedek is en 'n skouspel geword het. Hy sal die tafels omgekeer het met die beker en met die brood. Want dit het geen uitwerking op die mensdom nie. Dis kragteloos. Nou is predikers nou my kwaad omdat ek gepreek het dat die predikers wat honderde mense doop, hulle adverteer het. Nee, hulle is besig om die siele van mense hel toe te sleep. Want hulle werk sonder die bloed. Halleluja. Wat sê die woord verder? Net so op die beker na die tyd met die woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Dit meen hierdie hele Nuwe Testament is in die bloed van Jesus. So jy kan die Nuwe Testament net gebruik in en deur die bloed. Jy kan net met die bloed werk. En jy kan net iemand doop as hy deur die bloed gekom het. Of anderste word hy 'n erger kind van die hel as jouself. Wat sê die woord verder? Hy sê, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Dit meen jou wonderlike tafel wat so mooi gedek is. Verkondig jy die dood van die Here tot hy kom? Nee, ek verkondig Jesus as opgestaan. Die doop is net 'n formulier van die kerk. Jy moet jou laat doop. Maak nie saak of jy deur die bloed gekom het. Jy moet die tafel van die Here gebruik. Want dis 'n instelling van die kerk nou. Dit gaan nie meer oor die Nuwe Testament in die bloed van die lam. Hier kom die woord. Wie dan, hy sê, wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here Jesus. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van Christus nie reg onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en altal het ontslaap, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuig, sodat ons nie meer saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Waarom? Hierdie ding was vir my 'n skok toe die Here dit vir my gesê het. Uit die woorde. As iemand wat gedoop is, nie deur die bloed gekom het nie, en jy kom sit aan die tafel van die Here,
dan drink en eet jy 'n oordeel oor jouself, want jy het nie deur die bloed gekom nie. Want as gevolg van laas Sondag se boodskap, waar ek gepraat het oor mense wat net gedoop word, sonder om deur die bloed te gaan, moes ek baie kommentare lees en antwoord. En weet jy wat was so my skokwekkend? Almal het net gebly by die doop. Doop. En die een het gepraat oor om deur die bloed van Christus gered te word. Jy moet eers deur die bloed kom voordat jy jou kan doop. Jy moet eers 'n disipel maak, en om 'n disipel te maak moet hy deur die bloed kom, en wanneer die disipel deur die bloed gekom het, is hy 'n gelowige, en dan kan hy hom laat doop. Maar die mense stel nie belang in die bloed nie. Hulle wil baie dinge uit die woord net sê vir my, maar hulle praat nie oor die bloed nie. Een het so ver gegaan en gesê, nee, as jy so oor die bloed aangaan, dan het die bloed vir jou 'n afgod geword. Kan jy dit glo? En toe wys die Here vir my, as jy nie deur die bloed gekom het nie, waarom dink jy, is die kerke, ortodokse kerke, en die mense wat nie tot bekering kom nie, nee, hulle word net aangeneem, of hulle word besprinkel klein, en nou is hulle, nou het hulle die saligheid gekry, en nou is hulle 'n lidmaat in die kerk, en hulle is nou ook sommer in Christus alles, ne? Waarom dink jy, is die oordeele van God besig, om in die huis van God plaas te vind? Want hulle het nagmaaldiens vir nagmaaldiens gedink, dat die doop waardeur hulle gaan, besprinkeling of groot doop, waardeur hulle gegaan het, regverdig hulle om by die tafel van die Here te sit. Dit kan nie. Net die bloed van Jesus, as jy deur dit gekom het, word jy geregverdig om aan die tafel te sit. Die doop is vir jou nog 'n voordeel by, maar dit kan jou nie red nie. Ja, maar Bybel sê, hy wat glo en omdat doop sal gered word. Kom maar sê ek nou vandag weer. Daar is geen manier dat die doop jou kan red. Jy moet eers glo, wat glo? Dat jy moet deur die bloed kom. As jy deur die bloed gekom het, dan glo jy. En dan kan jy laat doop. En dit is wat die skrif meen. Nou, hy wat glo en hom laat doop. Eers glo in die Seun van God, wat gesterf het, wat sy bloed vir jou vergiet het. Nou, en jy moet deur die bloed kom, jy moet rein gewas word, gered word deur die bloed. Dan kan jy laat doop. En dan kan jy, dan kom daar die skrif vir jou in vervulling wat sê, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Maar nie die doop nie. Nie die doop nie. En ek wil nou vandag vir iets sê. Halleluja. En ek wil dit graag lees uit die woord van die Here vir u. Want lyk vir my, die mense verstaan dit nie. As toe jy praat oor die nagmaal, dit is tyd dat mense oor die nagmaal sal praat, sodat hulle ten volle kan besef wat die Here gesê oor sy tafel. Want hy die tafel gedink. God die Vader het hierdie tafel vir ons, het die slagding vir ons voorberei. Hy het vir ons die ete voorberei. Weer deur sy seun. Hy het die ete gegee. Hy het die bloed gegee. Hy het sy seun gegee. En hy is geslag. Daarom is daar 'n nagmaaltafel. Halleluja. Wat sê die woord van die Here? Johannes 6 vers 53. En Jesus sê vir hulle, voor wat ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Nou, hier is 'n interessante ding. Wanneer hulle praat oor die doop, dan sê hulle, ja, jy moet self begrawe, jy het die ou mens afgelê, en nou staan jy op in 'n nuwe lewe. Ek wil net dat jy moet weet. Alleen wanneer jy deur die bloed kom,
Halleluja. Deur die bloed kom, kan jy die vlees van die seun van die mens eet, en kan jy sy bloed drink. En dit is die teken dat daar lewe in jou is. Wie se lewe? Die lewe van Christus. Die doop is die afsterwe van die ou mens. Jy begrawe hom, en nou staan die ou mens, hierdie liggaam, op in 'n nuwe lewe. Maar jy klaar deur die bloed, die lewe van Christus in jou ontvang. Dis wat die bekering beteken. Waarom? Wanneer ontvang jy dit? Omdat jy die ou mens nou afgesterf het. Hoe? Deur die bloed. Want dis die bloed wat die ou mens uitskakel. Die dood uitskakel. Sodat jy lewe in jouself kan hê. En as jy die lewe in jouself het, dan laat jy jou doop. En dan staan selfs hierdie ou mens, hy staan nou op in 'n nuwe lewe. Dit meen, die lewe wat in my is, deur die bloed, veroorsaak dat die ou mens by die doop opstaan in 'n nuwe lewe. Want dis nou nie meer ek wat lewe nie, dit is Christus wat lewe, en dit is die lewe. Hy praat van die innerlike man en van die uiterlike man. En nou gaan hy verder en hy sê, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Hierdie ding is wonderlik. Hoe bly ek in die Here Jesus? Wanneer ek sy vlees eet en sy bloed drink. So ek kan alleen deur die bloed in Christus kom. Nie met die doop nie. En as jy jouself beroem, jy is in Christus, en jy het nog nie deur die bloed gekom nie, en jy gebruik die doop om jou te regverdig, wanneer jy dan aan die tafel van die Here sit, om die vlees van die Seun van God te eet en om sy bloed te drink, dan eet en drink jy 'n oordeel oor jouself. En dit is waarom ek die gewaarsku het, predikers gewaarsku het, moenie mense doop nie, moet dit nie adverteer nie. Jy weet nie waarmee jy besig is nie. Julle dink as julle mense doop, nou is alles reg. Dis juist waar die verkeerdheid inkom. Halleluja. Om te dink dat die doop regverdig mense om aan die tafel van die Here te sit. Daar's net een iets wat jou kan regverdig, en dit is die bloed van Jesus. En daarom sê Paulus, en dit is net so, waar kry jy die sieklikste mense? Waar? Kom. Pastoor, waar kry jy die sieklikste mense? Wie hou jou die meeste besig in die kerk? Die siekes. Omdat julle hierdie evangelie verkondig, jy moet gedoop word, en dit adverteer. Kry almal by die bloed. Laat hulle deur die bloed kom, sodat hulle wanneer hulle tafel sit, hulle nie oordeel oor hulle drink nie. En dan sal jou mense outomaties gesond wees. Halleluja. Hy sê op 'n plek, omdat ons die liggaam van Christus nie reg onderskei nie. Wat is die liggaam van Christus? Hy is die brood, hy is die beker, die bloed en die brood. En hier is die wonder van die saak. En dit is,
wanneer ek aan die tafel van die Here sit, drink ek van die bloed waardeur ek gered is, waardeur ek gewas is, bitter dan die sneeu, waardeur ek geheilig is. Die doop kan jou nie heilig nie. Die doop moet jy doen sodat jy alle geregtigheid kan vervul. Jy word nie deur hom geregverdig nie. Jy ontvang deur die doop geen geregtigheid nie. Jy doen die doop sodat jy alle geregtigheid kan vervul. Net die bloed van Jesus kan my regverdig. En daaruit kan geregtigheid vir my na vore kom, sodat wanneer ek my laat doop, ek geregtigheid kan vervul. Ek vra jouself die vraag af, voordat jy vandag van die tafel van die Here sit. Het jy met jou bekering deur die bloed gekom? Het jy die reiniging en die krag van die bloed ontvang toe jy tot bekering gekom het? Was daar so oomblik? En ek wil vandag vir jy sê, moenie hierdie leuen glo wat predikers verkondig, eenmaal gered, altyd gered. Dis 'n leuen. As ek nie my klere gedurig rein maak en myself deur die bloed van Jesus rein gewas word nie, halleluja, en my klere wit hou nie, hoor wat ek vir u sê, sal ek die ewige lewe nooit sien nie. Hoekom sê die Here, ek moet dag vir dag my kruis opneem en volg, dan is ek waarlik sy disippels. Dit meen, by my kering moet ek die Here begin volg en dan is dit verby, dit kun jy verder nodig. Nou, by my kering het die bloed gewerk, ek het nie nou meer nodig nie, want ek is nou klaar gered. Jy maak die grootste fout van jou lewe. Ek vra net weer, het jy deur die bloed van Jesus gekom, sodat jy geregverdig kan word, om aan die tafel van die Here te sit, om te eet van sy liggaam en te drink van sy bloed. En as jy nie aan die tafel van die Here sit, om te eet en te drink nie, hoor wat ek nou vir jy sê, dan is daar nie lewe in jou. So jy moet die tafel van die Here gebruik. Maar as jy nie deur die bloed gekom het nie, moet dit nie vandag gebruik nie. Ga na jou prediker en sê vir hom, luister, ek wil deur die bloed gaan. En jy moet my verduidelik. En laat jou prediker begin preek oor die bloed. Nie die doop nie, die bloed. En nie baie beloftes vir jou gee nie. Nee, gaan deur die bloed. Want dan sal jy waardig wees om aan die tafel van die Here te sit en te eet en te drink. Halleluja. Die woord sê, die nag waarin die Here Jesus verraai is, die brood geneem en hy dit gebreek, nadat hy gedank het. Ons dank die Here, ons het klaar gedank oor die brood en selfs oor die beker, en ons eer die Here, dat deur sy bloed is ons waardig om vandag aan hierdie tafel te sit. Halleluja. Prys die Here. Nadat die Here gedank het, het hy die brood geneem en gesê, dis my liggaam wat vir julle verbrysel is. Eet daarvan en doen dit dan tot my gedagtenis en wag vir mekaar. Ek weet ons moet dit saam doen. Kom, ons sê eers vir die Here baie dankie dat jy kan deel hê aan sy liggaam en dit kan eet. Halleluja. As 'n waardig. Prys die Here. Kom ons gaan dit saam doen. Amen. Yes, amen. Halleluja, prys die naam van die Here. O Here, ons dank U vir U liggaam. Amen. Dis waarlik voedsel vir ons. Dankie daarvoor. So die Here het ook die beker geneem, daar het hy gedank het en gesê, dit is my bloed in die Nuwe Testament, en hy het ook gesê, dit is die Nuwe Testament in my bloed. O halleluja.
So alles in die Nuwe Testament werk deur die bloed. En kom laat ons vir die Here dankie sê dat jy deel het aan sy bloed en jy dat jy dit kan drink tot sy gedagtenis. En ons eer die Here daarvoor en ons bid dat die Here sy bloed in ons elkeen sal werk soos waarvoor dit vir ons gegee is. Dat ons deur sy bloed kom. Halleluja. Kom ons gaan dit saam doen. Prys die Here. Amen. Dankie, Here Jesus. Ons prys U. Amen. Halleluja. Here, ons kan waarlik sing in hierdie oomblik. O, die bloed van Jesus. Dit was my. Vader, dankie. Dat die reinigingsproses in my kan werk deur U bloed. Sodat ons rein, skoon en wit kan wees. Baie, baie dankie daarvoor. Seën dan elke een wat het gebruik het en verheerlik U naam met name. In Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, halleluja. Dank die Here vir sy tafel. En ons prys hom vir sy groot genade. Halleluja. Ons gaan na die woord van die Here luister. Halleluja. Ek het laas Sondag gesê dat ek gaan u verduidelik oor dit wat gebeur het in Openbaring 7, wat die wat in die groot verdrukking was, dat hulle klere wit gemaak in die bloed van goud gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. En ek het ook gesê dat ek gaan u vertel wat met my gebeur het, nadat ek 22 dae gevas het, daardie aand, dit was 'n Saterdag aand, ek sal het nooit vergeet nie, het ek 9 uur die aand het ek my sak oopgegooi, het as opgegooi, en ek het op my sak en as gebid. Terwyl ek nog besig was om te bid, toe trek die Here my in die gees weg. Ek weet daar is baie mense wat daarvan weet, hulle is nou al oorlede, maar daar is ander wat nog lewe. Maar wat ek was in Louis Trichardt gewees en agterna die getuienis wat gebring is oor dit, het almal geleer wat met my gebeur het, maar die volgende oomblik toe trek die Here my weg in die gees. Paulus sê, of ek in die gees was, en of nog in die liggaam was, jy weet nie. En dit is presies wat jy ondervind. Jy weet nie of jy in die gees is en nog in die liggaam is nie, want jy is op 'n vlak wat jy onbewus is meer van die vlees. Totaal geheel. Jy is bewus van hierdie groot heerlik. En jy is besig om op heilige grond te beweeg. En ek onthou, ek het voor 'n deur gekom, dit was 'n groot dubbeldeer. En die deur het vir my oopgegaan en ek het ingestap. En 'n engel het saam met my beweeg die hele tyd. En ons stap so af. Dis nie 'n gang nie. Dis eintlik 'n ingangsportaal. Maar daar is verskillende deure. Hulle is nie naby mekaar, hulle is ver uit mekaar, aan die linker en die regterkant. En die eerste deur, wat vir my wonderlik was, die eerste deur, te wonder ek, wat is agter hierdie deur?
En die engel sê vir my, hoor, en ek begin luister, en ek hoor musiek. Ons lees almal van die hemelkore. En ek hoor die hemelkore, en hy sê vir my, as jy by die deur ingaan, dan stap jy by hierdie hemelkore. Hy sê, maar, ons sal nie nou daar ingaan, maar hoor. En ek kyk af en ek sien maar, kom ons sê, die vloer is deurskynend, dis deurskynende goud. As 'n lied wat ons sing, daar is 'n goudstaf. 'n parelblink goudstaf. Gebou deur die almag van God. Geen treurige harte, geen droefheid en smart. Halleluja. En daar vergaan niks of word ons oud. En ek belewe dit in daardie oomblik. Hierdie goudstaf, parelblink goudstaf. Jy kan deur die mure sien. Dit was vir my een van die wonderlikste dinge. Jy kan deur die mure sien, maar jy kan nie sien wat aan die ander kant gebeur. Want kom ons sê, elke vertrek is 'n eie ondervinding. Jy moet daarin beweeg om te ondervind wat hier binne aangaan. Dit help nie net jy sien dit nie. Jy kan dit wel hoor, hierdie engelkore. En ek wil vir u sê dat hierdie engelkoor met die trompette en die musiekinstrument het ek vir 3 dae daarna in my ore gehoor. Ek kon dit nie uitkry nie. Ek het dit gehoor terwyl ek met mense gepraat het, terwyl ek vir mense gebid het, siekes gebid het, die evangelie verkondig het in daai 3 dae. Is al wat ek gehoor het, ek wil dit sê, soos agtergrondmusiek. Dit het gevoel, ek loop op hierdie aarde, maar ek is nie hier nie. Dis die heerlikheid van God. En ons stap so deur, verby hierdie deur, en ons kom by 'n deur aan die linkerkant, en hy sê vir my, hy sê, jy moet hier ingaan. En hy maak die deur oop. En ek stap in, en hy sê vir my, kyk op. En ek kyk op, dit so ver as wat ek sien, hang daar wit klere. Dis rye, en rye, en rye. En ek sien engele is besig om met hierdie wit klere te werk. En hy sê vir my, kom, en dan toon ek jou wat hier gebeur. En hy vat my tussen hierdie wit klere, die rye, loop so tussen die rye. En ons het so eind weggeloop in die ry in, en hy gaan staan die volgende oomblik, en hy sê vir my, kom kyk. En die engel wat met, kom ons sê, met hierdie ry besig is, kom nader. En hy stoot kledings, van die wit klere so weg van mekaar af. En die engel wat saam met my is, sê vir my, kyk. En ek sien maar, hierdie een wit kleed is spierwit. En ek kyk na die een wat teen hom hang, en ek sien, hy is vol vlekke en rimpels. Die kleed is nie skoon. En ek vra vir hom, wat beteken dit?
En hy sê vir my hierdie woorde: elke een wat gered word deur die bloed van Jesus, kry 'n wit kleed. Maar daardie wit kleed hang in hierdie vertrek. En die eienaar van daardie kleed, die een wat nou tot bekering gekom, moet sorg dat sy kleed wit bly. As hy sondig, dit was vir my een van die grootste openbaring. As hy sondig op aarde, verskyn die vlek op die wit kleed. O, halleluja. Ek sal nooit die heerlikheid en die nabyheid en hierdie heiligheid aan u kan beskryf wat ek beleef het. En ek sê vir hom, maar wat nou? En hy sê vir my, hoor, dat hierdie wit kleed, die eienaar van hierdie wit kleed, wat nou bevlek is, die oomblik toe hy dit doen wat die woord sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongerigtigheid. Johannes sê in sy sendbrief, hy sê ek wil die broeders, ek wil nie julle moet sondig nie, maar as een van ons in sondigheid, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus. En die eerste woord wat die Here hoor dat ek gesondig het, is wanneer ek dit bely. En die oomblik wat ek dit bely, is hy getrou. En die engele weet dit. As ek dit bely met trane, berou, smeekinge, sterk geroep, was my in die bloed van die lam, maak my witter dan die sneeu, dan tree die engel op, in opdrag van die Here Jesus, wat die voorspraak is. Hy is getrou om ons die sonde te vergewe en van alle ongerigtigheid gereinig. Hy sê vir my, kyk wat gaan nou gebeur. En die engel stap nader en hy vat so op die kleed. En die vlek verdwyn, die rimpels verdwyn. En daar hang daar die kleed spier. Oh, halleluja. Ek het daar belewe wat ek belewe die dag toe die Here my siel gered het. Toe ek deur die bloed kom, toe ek deur die bloed gewas word en gereinig word van my sonde, en word vergewe. Halleluja, ek het geween, ek het berou gehad. Hoor, ek het tot die Here geroep. Ek was nie skaam nie. Ek was 11 jaar oud gewees. En ek het daai dag nie besef dat dit wat nou met my gebeur, toe ek voel hoe die bloed my reinig, hoe die las verdwyn, hoe die swaarmoedigheid verdwyn van die sonde en my ongeredde lewe, halleluja, en hoe ek wil sê, ek voel ek stap op wolke, en ek huil, en ek huil, en ek huil. Ek sê dit altyd vir mense, as daar nie trane by jou bekering is nie, dan het God nie water om die klei te bring. As jy jou sonde nie met berou bely nie, ek gee nie om wat het is nie. My trane en smeeking en sterk geroep sê, o God, wees my genadig, Here, wees my genadig, was my in die bloed. As jy daar nie trane is, kan God niks met jou doen nie.
gaan bely met trane, berou, smekinge, en sy kleed word wit. Halleluja. En ek belewe daar dieselfde gevoel, daar hoe die bloed van Jesus my skoon gemaak, maar net in volheid. Soos ek sal dit nooit kan beskryf. En ons stap so verder. En daai engel wat so aan die kleed net so gevryf het. Hy stap verder en dan maak hy oop en hy sien, hier hang nog een. Vuil is, daar is een vuil, daar is een vuil, daar is een vuil. En ek vra vir hom, nou hoe kan ek my kleed skoon? Ek sê vir my om gedurig weer, jou kleed te was en wit te maak in die bloed van die lam. Ek het hierdie verse nie so geken soos ek het nou ken. Hy sê gedurig weer, elke dag sorg daarvoor. En hy gee vir my die boodskap, hy sê, die dag wanneer jy gered word, word jy gereinig, gewas en skoon gemaak deur die bloed van die lam. Jou sondes word weggeneem deur die bloed. Dit meen jy skoon. Jy's heilig. Maar om jou kleed wit te hou, moet jy die werk doen. En dis waarom Openbaring 7 vanaf die 13de vers vir my so kosbaar is in die woord van die Here, want as ek dit lees, dan dink ek aan daardie ondervinding wat ek gehad. Ek wil dit weer lees. En ek gaan dit nou vir u lees. Halleluja, kom voor ek het lees, wil ek het hê. En die engel sê vir my, die wat saam met my beweeg het, hy sê, kom, jy het nou genoeg gesien, en jy weet, wat van jou verwag word. En ons stap, en ons draai om, en ons stap by die deur uit, maar ek wil vir jy sê, daar was baie wit. Oh, halleluja. Wanneer ek Daniel lees, ek wil dit net noem, dan sal jy beter verstaan. Ek wil vir u sê, dat hierdie woord van God is vir ons gegee as waarskuwings. Die hele Ou Testament en Nuwe Testament. En as voorbeeld. Hierdie boodskap, ek wil jou spaar. Al die verdriet wat jy sal beleef, as jy nie dit doen wat die woord sê. Halleluja. As jy nie deur die bloed gekom het, wag daar vir jou verdrukking, soos wat jy nog nooit in jou lewe gesien. Daniel, wat sê die woord? Dis waar die verskil vandaan kom, my broer en suster. Halleluja. Oh, prys die naam van die Here. Glory to God. Hy sê die 22ste vers van die 8ste hoofstuk. En dat het gebreek is en die vuur is in sy plek, dis nou die horings wat afgebreek is en daar die groot horing is gebreek, dis Nebukadneser en daar het 4 konings in sy plek opgestaan, maar hy sê iets baie mooi.
En dit is dat hy sal opstaan, maar nie in sy krag nie. So, dit meen hy sal in die krag seker van die vyand opstaan, maar as ek net gou hierdie kan kry. Halleluja. Hy sê nie in die 11de hoofstuk 32, hy sê, en die wat goddeloos handel teen die verbond. Nou, ek wil nou vandag vir u sê, as jy nie deur die bloed gekom het, en jy laat jou dood, dan handel jy goddeloos teen die bloedverbond. Ek weet, mense sal my nou gekruisig daarvan, maar ek wil vandag vir jou sê, as jy hierdie boodskap oor die bloed verwerp, gaan daar vir jou probleme wees. Nou hoor wat sê hy dan. Hy sê, die wat goddeloos handel teen die verbond, sal hy met vleiery afvallig maak. En dit is wat gebeur. Eers moet die afval kom. Maar die volk wat hulle God ken, sal vashou en optree. En die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring. Maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangenskap, berowing, daarlang. En terwyl hulle struikel, sal hulle met 'n klein hulp ondersteun word. Dan sal baie uitlustigheid by hulle aansluit. En van die verstandiges sal sommige struikel om onder loutering en reiniging en suiwering aan te bring tot die tyd van die einde. As ons struikel, en die grootste struikeling vandag is die bloed van Jesus. Mense wil nie oor die bloed hoor. Die woord sê, daar sal van hierdie regverdiges, sal daar struikel, en hierdie verstandiges. Hy sê, om onder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring, tot die tyd van die einde, want dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd. So, as jy nie ag gee op die bloed nie, en jy kom nie deur die bloed nie, sal daar vir jou loutering wees. Sal daar vir jou vervolging kom, sodat jy gered word. Dis waarom Petrus sê, en ag, die lankmoedigheid van God nie gering nie, want God wil hê dat een van ons verlore moet gaan. En omdat die Here nie wil hê een van ons moet verlore gaan, hoor wat ek nou vir die vandag gesê, gaan hy jou nie voor die tyd kom haal, dit nie voor die groot verdrukking. Hy gaan jou in daardie verdrukking insit, om jou te louter, en om jou te suiwer. En dit is waar, dat die wat hulle klere was, en wit maak, en rein maak, en die bloed van die lam, hulle sal in die groot verdrukking wees. Maar wat sê die woord? Halleluja. Ek gaan eers in Openbaring 5 begin, die 9de vers. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God gekoop met die eie bloed, uit elke stam en taal en volk en nasie. So, die bloed van die Here is vir elke stam, volk, nasie en taal. En daar is nie meer Jood of Griek. Nou, 5 vers 10. En het ons konings en priesters gemaak vir sy God en Vader. Gemaak vir ons God. En ons sal as koning op die aarde regeer. Die Here het ons konings en priesters gemaak deur sy bloed, sodat ons met die bloed as priesters kan werk. Ek wil hê met oplet na die woord. En dan gaan hy verder. Hy sê, na hierdie ding het ek gesien, kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Uit elke volk, nasie, stam en taal, luister mooi, hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. Wat is hier belangrik? Hulle staan daar met wit klere, want as jy nie 'n wit kleed het nie, sal jy nooit daar staan nie. En jy is 'n priester, so jy moet sorg dat jou kleed gewas word, rein en wit in die bloed van die lam. Jy en ek moet daarvoor sorg,
sodat my kleed wit kan bly wat daar wag, wat daar hang in die hemel vir my en vir jou. Dan gaan hy verder. Toe het een van die ouderlinge gespreke van my gesê, hulle wat bekleed is met wit klere, wie is hulle en waar vandaan kom? Hulle is baie interessant. Die ouderling, dit meen die 24 ouderlinge op die trone in die hemel in die Openbaring, een van hulle het met het met Johannes in die hemel gepraat. Ek sê, waar kom hulle vandaan? En Johannes sê vir hom, my Heer, u weet, wat Johannes het geweet, hy weet nie. En hy het vir my gesê, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Waar vandaan kom hulle? Hierdie menigte, en volke, nasies en tale, wat in wit klere staan, waar vandaan kom hulle? Hulle kom uit die groot verdrukking, halleluja. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Nou kom hierdie saak. As jy nie deur die bloed gekom, kan jy nooit jou klere was, jou wit kleed was, in die bloed van die lam, dat het rein en wit kan wees. Nooit, jy kan het nooit doen. Moenie dink dat die Here is verantwoordelik om jou kleed wit te hou. Hy gee jou sy bloed. Daarom moet jy eers deur die bloed kom, gered word. En dan draai ook die vrugte wat by die bekering pas. Dit meen, deur die bloed is jy gered. Draai die vrug wat by die bekering pas, dan gaan jy jou na doop. Moenie die doop verkondig nie. Paulus sê, ek het nie gekom om die doop te verkondig nie, maar die evangelie van Christus. Vandag is die predikers besig om die doop, jy sien dit reg oor die wêreld, die doop word verkondig, die doop word verkondig. Waar is die bloed? Nou, gaan hy verder en hy sê, hierdie woorde, jy moet nou baie mooi luister, want dit is vir u. En vir my, Openbaring 3 vers 5, wie oorwin sal bekleed word met wit klere. Hoe gaan ons oorwin? Hy sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood hulle lewe nie lief gehad nie. Wie is die oorwinnaars? Die oorwinnaars deur die bloed. Nou, hoe oorwin ons? Heel eerste, ek moet my klede, wit kleed, was, en rein maak, en wit maak, deur die bloed. Ek as priester moet dit doen. Want dan alleen kan ek oorwin. Daar's net een oorwinning in die Nuwe Testament, en dis die oorwinning deur die bloed. Want as jy deur die bloed kom, het jy die wêreld oorwin, jy het die sonde oorwin, jy het alles oorwin. En hy wat oorwin sal 'n wit kleed. Maar die kan er net alleen oorwin. Hy sê, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor die Vader en voor sy engele. Wie oorwin? Deur wat? Deur die bloed. As jy oorwin deur die bloed, omdat jy deur die bloed gekom het en jou klere wit was, gedurig deur, en rein maak in die bloed van die lam, sal ek jou naam nooit uitwis uit die boek van die lewe. En ek sal jou naam bely voor die Vader en voor sy engele. Dit meen, hoe meer ek oorwin deur die bloed, en hoe meer ek my klere wit hou, my kleed wit hou in die bloed van die lam, en dit rein maak, nee. Sê hy, sal ek jou die naam voor die Vader en sy engele noem. Hoe? Deur die bloed. Ek raai jou aan om van my te koop, Openbaring 3 vers 18, goud wat jy vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word. En wit klere, jy moet jou wit kleed koop. Wie het vir jou die geld gegee, as ek het so, wie het vir jou die prys gegee? Die Here Jesus, met sy eie bloed. Jy koop hierdie wit kleed, deurdat jy deur die bloed kom. Halleluja.
dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie geopenbaar word nie. Hy sê, salf vir my olietjie, salf sodat jy kan sien. Hy sê die mooi woorde, Openbaring 4 vers 4, en rondom die troon was daar 24 trone. En op die trone het ek 24 ouderlinge gesien. Bekleed met wat? Wit klere. Wie is hierdie 24 ouderlinge? Dis die 12 stamme van Israel, die hoofde, en is die 12 apostels. En hulle klere is wit, gewas en rein gemaak deur die bloed van die lam. Halleluja. En hulle sit op hierdie trone om te oordeel. Kom ons gaan net verder. Dit sê die woord ook in Openbaring. Halleluja. En Openbaring 6 vers 11. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee. Wie? Hulle wat onthoof is, terwille van hierdie evangelie, wat doodgemaak is, gemartel is, deur verdrukking gekom het, ensovoorts. Halleluja. Aan hulle is wit klere gegee. Nou, die Here gaan nie vir jou 'n kleed gee wat bevlek is nie. Ek wil net hier iets verduidelik. Ek het al baie gewonder, Here, maar hoe is dit moontlik dat by die bruilof het daar iemand sonder 'n bruilofskleed gekom? Ek wil nou vandag vir jou sê, jou wit kleed is 'n bruilofskleed, is 'n vreeskleed, en dis die wit kleed wat die Here vir jou eendag sal gee. Dis een kleed, en hy hang daar. Dit meen dat die Here waarsku ons eintlik. Maar hy sê, daar was iemand wat nie die bruilofskleed aangaan nie. Dit meen sy wit kleed. Die Here het 'n gelykenis vertel oor die koninkryk. Hierdie een het ingekom sonder 'n bruilofskleed. En hy vra vir hom, vriend, hoe het jy hier gekom? Want hy het nie 'n bruilofskleed aangaan. So wat hier gebeur? Dat as jou kleed bevlek is, wat daar in die hemel hang, kan jy nooit na die bruilofsmaal toe gaan nie. Dis eintlik wat die Here vir ons sê in hierdie gelykenis. Want jy het nie 'n bruilofskleed aan nie. Dit meen jou kleed is vuil en die Here kan hom nie vir jou gee nie. So jy kan nie die bruilof bywoon nie. Nou sê jy is die bruid en jou klere is vuil. Wat alleen? Want ons is dit nie. Daar's nie 'n bruidskleed nie. Daar is net een kleed en dit is die wit kleed. Ek is nou klaar net vir dit noem. Halleluja. Hy sê, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees van die begin van die wêreld tot nou toe nie gewees het nie. Dit is die groot verdrukking. Halleluja. En hy sê daar nie verkort word. En hy sê as dit moontlik is, sal selfs die uitverkorenes mislei word. So wat gebeur? Jy kan nie jou kleed aantrek voordat die Here hom nie vir jou gee nie. En hy sal hom net vir jou gee as jy nou sterwe en jy deur die bloed gekom en jy oorwin deur die bloed. As jy daar kom, gaan die Here vir jou 'n wit kleed gee. Ek sal dit volgende keer verduidelik wat dit gebeur, hoe die Here die wit kleed gee, maar wat belangrik is, as jy nie deur die bloed kom, nommer 1, kry jy nie, dan is daar nie vir jou wit kleed. Nommer 2, as jy nie deur die bloed kom, en jy sit aan die nagmaaltafel, dan drink jy oordeel oor jouself. En dan nommer 3, as jy nie gedurig weer jou kleed was, in die bloed van die lam, sodat dit rein en wit kan wees, sal jy nooit 'n wit kleed ontvang. En mag die Here hierdie 'n ernstigheid in jou binneste maak, dat jy by die bloed sal kom en deur die bloed sal kom. Dis albehoud vir jou siel. Ek vra ons in Jesus naam. Vader, baie dankie vir die onfeilbare naam. En ons bid dat u woord aan elke hart sal seën. En Here, laat elkeen tot die besef sal kom. Dis nie deur sy eie vermoë. Dis nie deur sy geloof. Dis nie, Here, deur sy werking. Hy moet eers glo
bloed van die lam, sodat hy deur die bloed kan kom. Halleluja. Dan sal hy wit klere verkry. Seën u woord in elkeen se lewe in Jesus naam. Amen en amen.